Goeiemôre, ek groet jou op hierdie maandagmôre, die 7de van April in die wonderlike naam van Jesus. Jy weet, daar is so baie teleurstellings op die pad van die lewe. Daar is so baie kere wat ons op 'n hoop sit in mismoedigheid en gebrokenheid, omdat daar beloftes in ons gemaak is, mense wat dinge vir ons beloof het en ons vertel het, en ons initieel so opgewonde was, en soveel verwagting daarin gestel het, en dan kom ons net agter dat daai dinge wat gesê was maar ydelle woorde was, en toe die volbringing van daai beloftes moes realiseer het nie gebeur het nie. En dan sit mense vir jare in en jare uit langs die omstandighede, en hulle huil en hulle is gebroken oor daai dinge wat nooit gedoen is nie. Daai beloftes wat in hulle gemaak is, wat nooit die lig gesien het, en hulle hou mense verantwoordelik vir hulle disposisie en hulle misnoë, as gevolg van mense wat hulle geval het. Maar as een wat ons nooit sal val nie, dit is die Here. En die Here is nie die Here net van die verlede, wat ons verlede gedeel het, dat hy die offer vir ons geword het nie. En ook nie die toekoms dat hy vir ons die ewigheid saam met ons verseker het, en die pad wat voor lê vir ons beter lyk as die een wat verby is nie. Maar hy is die God van die hier en die nou. Hy is die God wat vandag tot jou lewe spreek. Hy is die God wat vandag insaai het in jou omstandighede. Hy is die redder in jou oomblik van hierdie uur en hierdie minuut. Hy is die God wat realiteit vir jou 'n moontlikheid wil maak. En dit wat jy nie kan glo nie, die onmoontlike vir jou na die vervulling toe bring in hierdie oomblik, en in hierdie dag en in hierdie tyd. En ons vind hierdie gedeelte ook in die Johannes die 4de hoofstuk, sien ons Jesus 'n gesprek met die Samaritaanse vrou. En jy weet, as die geskiedenis het ons geleer dat die Jode nie veel te doen gehad met die Samaritane nie, want hulle was ook maar gesien as die woord sê, die honde. Hulle was verwerplik vir hulle, en hulle het nie gemeenskap of enigins kontak met hulle regtig gehad nie. En wat nogal van 'n Joodse man met 'n Samaritaanse vrou te gesels, dit was 'n totale taboe. Maar Jesus is hier by die put van Jakob, saam met hierdie Samaritaanse vrou, en hy soek om haar hele lewe uit te lê, en hy praat van die strome van die waters, wat hy ons binneste sal opborrel, want die water wat hy ons gee, is standhoudende water, wat tot in die ewigheid sal duur. Maar hoor wat sê sy in vers 25, die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Sien jy weer eens hier? Stel uit, kyk vorentoe, die verwagting in die toekoms, wanneer dit gebeur of dat gebeur. Wanneer Jesus weer kom, gaan dit verander en dat gaan verander. Hy het reeds gekom, 2000 jaar terug, en hy kom nog steeds elke dag. Hy kom nog steeds elke dag na jou toe, in jou situasie, en teenoor hy uiteindelik by jou kom woning maak, want jy is sy liggaam. So hy is op 'n 24/7, is hy by jou verteenwoordig, en hy is die een wat sê, dis ek wat met jou spreek, dis ek wat vandag tot jou situasie spreek, dis ek wat vandag tot jou situasie toetree, dis ek wat vandag jou redder is, ek is vandag die Messias in jou lewe. Jy moet nie iets verwag wat nog eendag sal kom of gaan gebeur nie, maar vandag is ek hier, vandag as jy my stem hoor, verhard nie jou hart. En daarom moet ons in hierdie oomblik besef, daar is 'n hier en 'n nou woord, waar ons nou bevind. Nie soos die man wat vir 38 jaar langs die wat van Bethesda gewag het, vir een dag wanneer iemand hom gaan kom optel, en hom in die water sit nie, en as die water beweeg, dan kan hy nie vinnig genoeg by die water uitkom, en dit was nou die rede hoekom hy nie sy genesing ontvang het nie. En nie omdat hy nie geglo het, hy kan genees word nie, maar daar is niemand wat my in die water kan intel. So baie kere hou ons mense verantwoordelik vir dinge wat eintlik nie hulle verantwoordelikheid is nie. Mense is feilbaar, en hulle maak beloftes, maar een sal nooit faal nie. Sy naam is Jesus Christus. Vader, wat 'n voorreg vanmôre
om te weet, vandag het U antwoord vir gebed. Vandag is U die aanhoorder van ons hulpgeroep. Vandag kom U vir ons deur. Vandag spreek U in ons omstandighede en ons lewens word impakteer en verander. Help ons om U stem duidelik te hoor. Help ons om te weet wanneer U met ons praat. Help ons om gehoorsaam te wees en te doen wat U vir ons sê, sodat dit wat ons moet gebeur in plek afval in Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir elkeen van U, die Here seën.